Vandag se boodskap titel moet jy sal wees, verheerlik of verdwaal, keuse van die ewigheid. Die keuse wat ons vandag doen, wat ons vandag neem, is nie net ons tot eindelike voorbeeld in hierdie lewe, maar dat dit ook kan word. Maar dit dra ewigheids 'n waarde. Daar is sekere dinge wat ons as mense kan beheer en daar is sekere dinge wat ons nie kan beheer. En baie keer is dit nie nodig dat die Here vir ons wys dit wat hy wil hê ons moet beheer, dit wat hy wil hê ons moet doen, dit wat hy nie wil hê ons hand in moet hê, dit wat hy nie wil hê ons moet beheer of probeer beïnvloed nie. So ons kan nie beheer wat ander doen nie, maar ons kan wel beheer wat ons of hoe ons daar teenoor optree oor wat ander mense doen. Ek kan nie die grootste sondaar beheer wat hy doen, maar ek kan beheer my houding teenoor hom. Ek kan besluit of ek vir hom gaan bid en of ek hom gaan veroordeel. Ek kan besluit of ek die wil van die Here in sy lewe gaan toespreek of nie. Ons kan nie beheer wat vir versoekings ons wat langs kom nie. Ons kan wel beheer wat ons optrede is wanneer daai versoekings kom. So wanneer die versoekings kom, die Here sê vir ons moet nie eens daar bid aan ons moet nie eens dink dat die versoekings nie gaan kom nie, want daar is geen versoeking wat ons pad aankom, wat nie almal probeer afleiding net. Ons nie die versoeking wat net aan my is nie. Die versoekings wat ek kry iemand anders ook. Die versoekings wat jy kry, kom my pad ook te wees. Kom ook oor my pad. Maar ek kan beheer wat ek in die versoeking. Ek kan beheer, gaan ek toelaat dat die versoeking my weglei van God se wil af of nie. Ons kan nie beheer wat mense op die internet sit of in die media skryf. Ons kan dit glad nie beheer. Dit is voor ons gehou, maar ons kan besluit, gaan ons kyk daarna of gaan ons dit afsit en dan iets anders kyk. Ons het elke na keuse, elke oomblik. Die internet is al so, dan sien dit al as 'n wetenskap. Het is 'n valse wetenskap, maar dit is wel 'n wetenskap soos hulle noem. Die Bybel noem dit Engels is nie seker wat in Afrikaans noem. Engels noem hy bullet science dat falsely so voelt. Dit is nie ware wetenskap nie. Dit is maar net dat hulle probeer mense oortuig van sekere dinge. Nee, dit is wat die internet daarso doen op die oomblik. Ek sien die presies nou net in Afrikaans. So, ons kan nie beheer wat op die media of op die internet sit nie, maar ons kan beheer wat ons nou kyk, ons kan beheer wat ons lees, ons kan beheer wat ons nog luister. En ons het die keuse om vandag, elke oomblik het ons die keuse, gaan ek aan om na hierdie ding te kyk, of gaan ek luister na iets anders? Of gaan ek 'n ander luister om wat hierdie persoon moet sê, of gaan ek luister na iets anders? Gaan ek eerder die wil van die Here soek in iets anders te. So een van die gawes wat die Heilige Gees is juist die gawe van selfbeheersing. En dit is wat die duivel probeer ons altyd oorreed dat ons nie selfbeheersing hoef toe te pas nie. Die internet is vol van jy wil nie daar sit en luister. Ek sal vir jou vertel hoe dit moet wees. Los het vir my, ek sal agter jou kyk. Los het vir die mense wat in beheer is, hulle sal daarna kyk. Jy hoef niks te doen daaroor. Jy hoef nie daaroor te bid nie, jy hoef nie inslaan na uit te neem, te lewer nie, jy hoef niks van jou kant af te doen. Jy hoef maar net los, dat alles maar aangaan. As jy 'n versoeking in jou kant langs kom, sê die wêreld, laat dit maar net toe, en hulle praat dit uit jou goed. Hulle probeer sê, dit is hoe dit op die regte manier te doen. Dit is hoe jy verlei moet word. Dit is om op 'n etiese manier verleiding deur te gaan, volgens die wêreld. Ons weet dat die woord van die Here sê, daar is 'n weg wat regheid vir die mens, maar dit lei na die dood. So ons moet net alles aanvaar wat mense vir ons voorhou. So die wêreld onder die beheer van Satan probeer ons selfbeheersing steel en gee ons altyd redes waarom ons nie kan beheer uitoefen nie. Maar ons sal hoeveel ons onsself probeer regverdig. Die Here wil hê ons moet selfbeheersing uitoefen. Hy het ons geskaap soos hy ons geskaap het, juist met die doel, sodat ons kan selfbeheersing uitoefen. So die Satan probeer ons oortuig om onsself te regverdig, dat ons nie kan of hoef beheer uit te oefen. En dit wat ons doen.
Maar ons weet dat die Satan het gekom om te steel, het gekom om vir ons te lieg, en hy probeer ons vermoor. Alles wat die duiwel vir ons sê, alles wat die wêreld wat onder die invloed van die duiwel is jy so ingerig, en word alles sterker, daarom ingerig om ons meer weg te trek van Godse wil, en meer in lyn te bring met die wil van Satan. So Jesus wil hê dat ons die wêreld moet oorwin, soos wat hy dit oorwin het. Jesus het die wêreld oorwin, en dan aan die kruis gesterf, nie sodat ons 'n lekker lewe hier kan hê. Hy het dit nie gedoen sodat ons nie vervolg sal word nie. Hy sê juist in sy woord, net soos wat hulle met my doen, so gaan hulle met jou. Ons sien dit vandag as ons kyk na die gebeure in Syria, waar die Christene verloor het daarso deur die loop van die week. En ons sien die dinge wat daar gebeur. Is dit nou te sê, omdat die Christene daarso vervolging deurgaan, is dit nou te sê dat die Here hulle beseer nie? Glad nie. Want die Here sien baie dieper as vir ons het. Wat vir ons nie sin maak nie, maar vir het die Here 'n baie groter plan in as wat ons ooit kan hê. So Jesus wil hê dat ons die wêreld moet oorwin, soos wat hy dit oorwin het. Ons mag inhoudend die keuse waar ons staan en wat ons doen. Ons kies waar ons kyk en wat ons aanvaar as die waarheid. Die wêreld probeer ons so tyd dat ons elkeen ons eie waarheid kan hê. Dat wat vir jou goed is nie vir my goed. Wat vir jou reg is nie vir my reg. Wat vir my reg is nie vir jou beskoring, is nie vir jou reg. Maar ons weet dat die woord van die Here is daar so 'n konstante waarheid. Die Here soek dieselfde van elke persoon. Hy sê nie, jy kan maar lieg en jy mag nie lieg nie. Hy sê ons almal moet nie lieg nie. Hy sê nie dat jy kan maar gaan vermoor en hierdie persoon kan maar gaan vermoor nie. Hy sê daar is nie so iets nie. Die wil van die Here is dat ons almal moet luister na sy stem. Hy gee vir ons 'n konstante waarheid, 'n konstante wet wat hy wil hê ons moet onderhou. Amen. So ons kies of ons die waarheid, of ons aan ons eie waarheid, en of ons die waarheid van die Here gaan lewe. So daar is verskillende waarhede daaruit, maar daar is net een egte waarheid. Egte waarheid is die Here, is wat die Here van ons verwag. Want hy het ons geskape met 'n spesifieke doel. Ons Skepper wil hê dat ons die waarheid sal soek en dit aanvaar, dit sal aanhang en daarvolgens lewe. So hy wil nie hê ons moet ons eie waarheid soek nie. Hy wil hê ons moet hom soek. Hy sê, hy wie my soek sal my vind. Hy wie tot my bid, aan hom sal gegee word. So ons moet soek wat die waarheid van die Here is, nie die waarheid van die wêreld, nie die waarheid wat ek dink op my van toepassing is nie, maar wat is die waarheid van die Here van my verwag? Die Here skenk ons die gawe van selfbeheersing, sowel as al die ander gawes, sodat ons juist die wêreld kan oorwin en in die waarheid in beweeg. So elke dag verwag die Here dat ons dieper in hom in beweeg, dat ons meer afgesny word van die wêreld. Ons sien die wêreld waar al bose, so die skeiding word al duideliker gesien. Maar daar is ons nog steeds baie subtiele leuns daar buite, wat mense nog steeds vasvang. Want die leuen gaan jy altyd vasvang. Hy gaan jy altyd in sy, as 'n slaaf probeer onderweldig. Die wêreld wil hê dat ons moet maar net enigiets aanvaar as die waarheid, solank as wat dit net strydig met God se geregtigheid is. Dit is wat die wêreld wil hê. Die wêreld is onder die beheer van Satan. Satan is die vyand van God. Hy wil alles hê wat God vir ons gegee het. Hy wil alles hê wat God toekom. Hy wil eer vir homself hê. Hy wil sy wil as die waarheid daar hê. Hy wil nie die wil van God daar as die waarheid hê. Vooral ons begin met Johannes 14. Ek gaan nie al die vers lees nie, maar ek gaan so hierdie daar vat van die verse vanaf vers 1 tot 14. Ek sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sal ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het, en vir julle 'n plek berei, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Met
ander woorde, hier sê hy het vir ons gesê wat die waarheid is. Hy het vir ons gesê wat die weg is. Hy het vir ons gesê, maar nog steeds, selfs die disciples wat dag in en dag uit met hom gewandel het nog steeds gevraag. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ons moet sien dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As ons op enige ander plek die waarheid gaan soek, as ons op enige ander plek 'n weg na ons Skepper gaan soek, as ons op enige plek gaan soek na hoe ons veronderstel is om te wandel, dan gaan ons dit heeltemal verskiet. Hy sê, hy is enkel van die weg. Daar is nie verskeie weë nie, soos wat die Nuwheidsbriewe voorhou nie. Daar is nie verskeie weë nie, daar is net een weg, en daai weg is Jesus Christus. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Verder dan, ek gaan net oorskiep, daar so maar vers 9, vers 9, Jesus sê vir Philippus hierso, ek is so lank al met julle, want Philippus het gevra, toon ons die Vader, hierso sê Jesus, ek is so lank al met julle, hy wat my gesien het die Vader gesien. Hoe sê julle toon, of hoe sê jy toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my? Die woord wat ek tot julle spreek ek nie in myself nie, en ander woorde nie sy vleeslike begeertes nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werk. Vers 8 is by baie belangrik en hierso, dan sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. So daar is ons die bewys dat Jesus van God was. Nie een van ons kan sê dat ons al die werke gedoen het wat God deur Jesus gedoen het. Nie een van ons kan dit sê. Alhoewel die Here vir ons beloof dat as ons in hom bly, sal ons groter werke as dit doen, nee. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy sal groter werke doen as dit. Hier verwys hy na die werke van geregtigheid. Die werke van genesing wat hy doen. Al die wonderwerke wat hy doen, sal dit nie doen omdat ons so goed is nie, maar omdat God so goed is, as ons vertrou. Hy gaan verder en sê vir ons, hoe ons dit gaan doen. Nee? Dat ons alles in sy naam doen. Nee? Sal hy ook doen, hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Met ander woorde, ons weet dat die Here gesê, hy moet na sy Vader gaan, hoekom? Omdat as hy nie gaan nie, gaan die Heilige Gees nie na ons gaan kom. En vandag woon Jesus in ons as die Heilige Gees. God woon in ons as die Heilige Gees. As die Gees van God in ons woon, dan sal ons hierdie werke kan doen wat Jesus ook gedoen het. Nee? En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal julle doen. Wat het ons vra? Alles in sy naam. Die krag werk nie in onsself. Dit werk alles in die naam van Jesus. Wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hoeveel keer vra ons vir die Here, maar ons vra maar net. En ons vra nie in die naam van die Here. Ons vertrou nie reg vir dit wat hy gesê het hy vir ons gaan gee. Ons vertrou nie reg vir dit wat hy wil doen. Ons vertrou nie deur om gehoorsaam te wees. As hy praat van in sy naam doen, dan beteken alles wat ons doen, moet ons in die naam van die Here doen. Dit is wat Paulus gesê het. Hy het gesê, wat ook al julle doen en werk of vandag, doen alles in die naam van die Here. En dit is wat die Here, wat Jesus ook hier vir ons gesê het. So ons Skepper gee vir ons die weg om te kies, of ons die weg wat ons Skepper, of ons kies om die weg wat ons Skepper daar gestel het, sal volg of nie. So ons elke keer daai keuse, Here, gaan ek volg dit wat hy van my verwag, of gaan ek maar net my eie pad volg. Die keuse wat ons moet maak, aanhouding, nie net vandag, maar aanhouding, is wat wil die Here hê, en wat sal ek dit doen wat hy verwag, of sal ek maar net dit doen wat my pynlike vlees gaan behaag.
in Joël 2 vers 32, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Wie sal gered word? Elkeen wat die naam van die Here aanroep. Die vraag, waarvan gaan ons gered word? Waarvan wil die Here ons red? Ons het gesien, presies dit wat Jesus uitgered is. Nee, Jesus het die wêreld oorwin. En die slawerny van die wêreld oorwin. Dit is wat die Here wil hê ons uitgered word. Hy wil hê ons nie uit die slawerny van die wêreld gered word. Die Here wil ons red uit die invloed van die wêreld en ons eie vleeslike begeertes. So onthou ons eie vleeslike begeertes, hy sê die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Maar onthou, die vlees gaan ons altyd in slawerny inlei. Maar Jesus wil ons in vryheid inlei. God wil ons nie in slawerny sien. Hy het ons nie geskape om slawe te wees. Hy het ons geskape om vry te wees. Die Here wil ons red van die invloed van die wêreld en ons eie vleeslike begeertes. Ons moet die naam van die Here aanroep as ons gered wil word. So hy red nie net almal. Ons moet hom aanroep. Alles wat ons hom vra, sal hy. As ons wil hê die Here moet ons seën, moet ons hom vra om ons te seën. Nie vir mense om ons te seën, ja, gee my geld, gee my geld. Die Here voorsien vir my. As hy my deur iemand wil voorsien, doen dit so. As hy my direk self wil voorsien, doen dit so. Nee. Ons moet kies of ons gered wil word, of net voortgaan onder die invloed van die wêreld, of onder die mag van die Satan staan. In 2 Petrus 3 vers 9, skryf Petrus die volgende. Die Here vertraag nie sy belofte, so sommige vertraag om ag. Maar, hy is lankmoedig. En hier sien ons nou hoekom hy lankmoedig is. Nee. Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan. So hy wil hê dat ons almal gered moet word. Geen persoon kan sê die Here wil nie hê gered word. Die Here wil hê ons almal moet gered word. Maar dat almal tot bekering kom. Sonder bekering sal ons nooit gered word. As ek nie bereid is om my te bekeer tot die Here nie, as ek nie bereid is om die waarheid van die Here te soek en dit aan te hang, en nie my eie vleeslike stogte na te soek en dit aan te hang, dan sal ek nooit, maar ek moet my was bekeer van my eie hartstogte tot die wil van die Here. Dit beteken om myself in kant te stel. Dit is die hele doel van die wedergeboortepad, is om sterwe die ou mens af en ons beweeg in 'n nuwe lewe in saam met Christus. As ons nie bekeer tot God nie, dan bly ons verlore. Ek ken almal, ek moet altyd daai verse so Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. So as ons nie bekeer, dan bly ons verlore. Elke dag moet ek my bekeer. As ek gaan toelaat dat 'n verkeerde gedagte my weglei, dan moet ek my bekeer daarvan. Die Here weet wat in ons gedagtes aangaan. Die Here weet wat ons daar in die donker te doen. Ons kan wegstek vir mense, maar ons kan nie wegstek vir God. Hy is ooralste. So die vraag vandag is, het jy jou bekeer tot die Skepper en sy weg tot saligheid aangeneem? Bekeer jy jou daagliks, soos wat Paulus sê? Bekeer jy jou daagliks tot hom en sy wil vir jou lewe soek? Of soek jy steeds daarna om jou vleeslike begeertes te bevredig? Elke oomblik kies ons. Wie se waarheid bevredig ons? Wie se waarheid probeer ons bevredig? Probeer ons eie waarheid bevredig, soos ons die ding sien, of soek ons na die wil van die Here en om dit te bevredig? Ons moet onthou dat alles in hierdie wêreld net tydelik is. Die hele wêreld, as ons kan lees, deur van die begin tot aan die einde. Die wêreld het 'n definitiewe punt gehad waar hy begin het. En as ons gaan lees in Openbaring, dan sien ons hy kom tot 'n definitiewe einde. Hierdie wêreld wat ons is. So alles wat ons in hierdie wêreld doen, is net tydelik. Selfs die bevrediging van ons vlees, of ons vleeslike begeertes, is net tydelik. En as ons bevredig vandag miskien een vleeslike begeerte, môre is daar selfs 'n vleeslike begeerte weer terug. Of nog 'n ander erge vleeslike begeerte. So ons gaan nooit ooit ons vleeslike begeertes in hierdie wêreld kan bevredig. Maak nie saak hoe veel of hoe erg ons probeer om dit te doen. Buiten Jesus word koning Salomo gesien as die wysste man op aarde.
kyk deur die woord Prediker, deur die boek Prediker wat hy daar geskryf het, sien ons hy stel telke male dat alles wat ons in hierdie tydelike wêreld kan bekom, slegs die dag is. Dit maak nie saak hoe groot my huis is, maak nie saak hoeveel karre ek het, maak nie saak hoeveel geld ek in die bank het, maak nie saak hoeveel vriende ek het, dit maak nie saak hoeveel van dit wat ek verlief is, ek het nie. Dit gaan alles voorbijgaan. En Prediker 1 vers 14 sê hy die volgende, ek het daar al die werke gesien, ek het al die werke gesien, wat onder die son gedoen word. Die Here kan dan openbaar, al die werke wat onder die son gedoen word. En kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Vers 17 sê hy, maar toe ek my hart daarop gerig het, om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is. So selfs ons wysheid is ook maar net van kort stonde. Dit is dit tydelik. Alles, die beste kennis wat ons kan hê, is net tydelik. Die grootste wysheid wat ons in hierdie wêreld kan hê, is net tydelik. So, hier sê die wysste man van die Ou Testament sê vir ons dit, dat alles net tydelik is, selfs hy het nie opgegeen. Prediker 2 vers 11 sê hy, toe het ek gekyk en al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het, en kyk, dit was alles te vergeefs en het gejaag gemaak het, en daar was geen voordeel onder die son. So alles wat ons doen, ons allemaal besteed tyd op sekere werk, op sekere dinge doen, al die werk wat jy doen, uiteindelik gaan vergaan, uiteindelik gaan niemand is meer daarvan onthou nie, uiteindelik gaan dit alles heeltemal weggaan, net soos wat die wind weggaan. Vers 17 van hoofstuk 2 sê hy, daarom het ek die lewe gehaat, so dat het hom swaar te gegee het sy gemoed. Die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, so hy het gehaat, want ek geweet, wat help wat ek doen. Dit bring geen ewigheid toe. Omdat alles te vergeefs is en 'n gejaag na wind. Want aan die mens, wat vers 46 sê, want aan die mens wat welgevallig is, voor sy aangesit, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar aan die sondaar, lê hy die taak op om by mekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat welgevallig is, voor die aangesit van God. Uiteindelik gaan al die dinge wat ons doen, gaan die Here oorgee aan iemand wat welgevallig is. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag maak. So selfs dit wat ek goed gedoen het en oorgee vir iemand anders. Dit is alles net tydelik, dit is alles te vergeefs. Alles gaan uiteindelik weggaan. Hoofstuk 4 vers 4, met laaste gedeelte uit hierdie gedeelte wat hy daar skryf. Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk naaiwer is van die een teenoor die ander. So dat alles, ons werk hard hoekom, omdat ons iets wil hê wat iemand anders het, of iets beters wil hê wat iemand anders het. Nee, as wat iemand anders het. Ons werk het ons allemaal soek om ons tydelike te bevrede. Dit is wat hy hiervan praat. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind sê. So die gejaag jou wind beteken dit het geen ewigheidsimpak nie. En dat al die impak van ons aardse werk uiteindelik sal vergaan. Alles wat ons hier so doen, sal uiteindelik vergaan. Al wat uiteindelik staande gaan maak, is dit wat ons saam met God doen. Daarom het in Korintiërs 15 vers 58 skryf Paulus die volgende. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Wat sê hy? In my eie werk? Nee, in die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. So daar sien ons die sleutel tot dit. Dis nie dat net alles wat ek doen, alles wat ek nie saam met God doen, dit is te vergeefs. Dit is wat Salomo vir ons probeer wakker maak hierop. Want hy het vir 'n lang tyd moet gesoek om die tydelike te beweeg. Maar die Here wil 'n ewigheidsimpak hê.
En alles wat ons saam met hom doen, is nie te vergeef. Hy sê dit duidelik, en selfs Salomo het dit ook later agterkom, dat sonder dat ons Skepper saam met ons werk, ons te vergeefs werk. As ons saam met hom werk, sal ons werk staande bly, en in ewigheidsimpact. Psalm 127 vers 1 tot 2. Ons hier is 'n bede van ons lied van Salomo. So hierso bring Salomo na die teenoorgestelde van dit wat hy daar in tweede tyd geskryf. Hy sê, as die Here die huis bou, wie bou nie, te vergeefs werk wie wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak wie wag. Al hierdie dinge wat hy van geklaar het, al hierdie werk, as ons nie met God doen, as ons nie weet wat God se wil is van ons doen, as ons nie weet of het in lyn is met God se wil, dan is dit te vergeefs. Dan gaan hy in vers 2, hy sê, te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smart te eet, net so goed, gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Laat het 'n bietjie insit. Al my hande werk wat ons doen om sekere dinge te bekom. Die Here kan net so vir iemand gee, sonder dat hy enige werk aangegee het. Hy gee dit aan sy beminde, die wat hy lief het. Hy gee dit aan hulle in hulle slaap, terwyl hulle niks doen. Ons sien dit miskien as onregverdig, ons word geleer van kleins af, jy moet hard werk wat jy meer kan kry. Maar op plaas dat ons geleer word, jy moet hard werk saam met die Here, sodat die wil van die Here te nie, jy moet net hard werk. Het is baie makkelijk om hard te werk en baie dinge so te versamel op die dag. Maar dit is alles te vergeefs. Ons moet hard werk saam met die Here. So, en is weer die tweede vers lees. Het sê te vergeefs dat hulle vroeg opstaan, laat opbly en brood van smart te eet. Net so goed gee hy dit aan die beminde, of aan sy beminde in die slaap. Het is belangriker dat ons verhouding met die Here reg is, as wat ons beste werk in die verwagting is. Het is belangriker dat ons weet wat die Here van ons verwag. Het is belangriker dat ons saam met hom werk, as wat ons beste motiewe, ons beste werk in die aarde is. Dit is belangrik dat ons die beminde van die Here is. Dat ons sy kinders is, dat ons deur sy Heilige Gees gelei word, en dat hy ons hande werk sien. Hy sal nie ons hande werk sien as ons dit doen wat teen hom gaan. Hy sal alleen met ons hande werk sien as ons saam met hom werk, as ons die geregtigheid saam met hom werk. Dit is belangriker om van God te hoor as wat dit is om self te arbeid en kennis te verkry. Ons kan jarenlang gaan dokters word. Dit gaan van geen benut, van geen nut wees, as ons dit nie van die Here ontvang, as ons nie die wysheid van die Here gekry het, en as ons nie saam met die Here werk om daai wysheid te gebruik nie. Dit beteken nie dat ons nie na kennis moet streef of na wysheid moet streef nie, maar ons moet die belangrikste eerste soek. Die belangrikste, hy sê, soek aan eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal al julle ander goed aan jou bygevoeg. Nie soek die wysheid, soek die kennis, soek al die aardse goed nie. Nee, soek die koninkryk van God. Soek dit waar die koning regeer. Soek dit waar die Here wil hê ek moet wees, sodat hy oor my kan regeer. Ek gaan baie afsluit, ek gaan vra dat die musikant so vorentoe kom. So die vraag wat ek glo die Here vandag van ons vraag, is woon die Here in ons hart? Daai besluit wat ons elke dag neem, is dit 'n besluit wat vir die Here behaaglik is, wel behaaglik is, of is dit 'n besluit wat maar net my hartstogte bevredig, wat my tydelike hartstogte gaan bevredig. Luister jy na sy stem, luister jy na wat hy sê. Sê, moet jy elke dag, Here, help my vandag om deur hierdie dag te gaan en bly my in U weer. Of moet jy nie die Here, seën my, laat ek meer kan kry. Nee, die Here wil hê ons moet deur hom gelei. Hy het sy Gees aan ons gegee, sodat ons deur hom gelei kan word. Laat ons net allemaal saam gebed. Vader, ons dankie vir die woord, ons dankie dat U vir ons dag in en dag uitwys, dat U ons nie alleen los nie. O Vader, dat U saam met ons in gemeenskap leef, dat U saam met ons in gemeenskap woon, elke dag, dat U met ons elke verhouding, elke intieme verhouding wil hê.
ons net dink aan die mense, maar wie ons opkyk maar mense wat weer intieme verhouding, daar is daar so verhouding, met u met ons elkeen nie. Here, ons vra dat u ons sal lei, dat u ons sal leer, dat u ons sal seën, Here, dat u ons sal oprig, Here, dat u ons sal help in hierdie laaste dag, om dit te doen wat u wel behaaglik is. Nie dit wat vir die wêreld aanneembaar is, maar dit wat vir u aanneembaar is. Here, dit is wat ons soek, Here, wat ons weet dat hierdie lewe is nie alles. Hierdie lewe is maar net van kom te duur, soos wat ons oor en oor lees. En ons weet, dit gaan alles tot aan einde kom, maar ons weet dat u nooit tot aan einde gaan kom. En u beloof dat as ons saam met u gaan, sal ons saam met u in die ewigheid opgaan. Sal ons saam met u oneindigende werking doen, saam met u. As ons hier so uitstap, al ons werk nie meer op nie. Ons werk gaan nog steeds aan om saam met u te werk. En Here, u sê dat u vir ons geen werk gee om vir ons moeitevolle arbeid te doen. Al die werk wat u vir ons gee, is, as ons het saam met u doen, sal u vir ons ondersteun daarin, dat u vir ons moeite sal wees. Maar Here, dat het vir ons iets sal wees wat ons met blijdskap kan doen. Dat boodskap is, u te bly gewe, bly moedige gewe lief. En dit is wat ons vir u wil gee, vir u die werk gee van ons hande met blijdskap. Ons wil vir u ons lewe gee met blijdskap. Ons wil vir u alles gee wat u toekom met blijdskap. Zodat u elke sal seën wat u sê in Jesus naam. Amen.